Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie reflekseer na sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, as daar een ding is wat in die natuur en selfs by mense nie moet gebeur nie, is dit dat die kleintjies of die jongelinge alleen gelaat moet word veral as dit begin donker word. Dit kan fataal wees, veral met al die roofdiere rondom. En net so moet ons ook weet, soos die duiwel ook uit op ons kinders te verwoes. En ons moet maar waaksaam wees oor hulle. Daarom is dit belangrik om ag te gee op wat die Bybel ook vir ons sê. Nou vanoggend se teksvers Johannes 20 vers 27 sê: Daarna sê hy vir Thomas: Bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En ons moet juis oor hierdie dinge praat, oor wat ons nie moet wees nie. En hierdie teksvers sê ons moenie ongelowig wees nie. Liewe vriende, dis 'n belangrike saak in elke mens se lewe hier op aarde om sekerlik nie ongelowig te wees nie. Daar kan geweldige gevolge wees wanneer iemand ongelowig is. Dis 'n opdrag van die Here. In hierdie geval, in hierdie teksvers, word hier spesifiek met 'n kind van die Here gepraat, met Thomas, wat ongelowig was. Ons lees egter in Handelinge 28 vers 24: En sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. Nou hier het dit te doen met redding ook, en dat mense die Here moes aanneem en dat hulle die Here moes vertrou as hulle verlosser en zaligmaker, liewe vriende. En die ongeredde mense, hulle wat nog nie Jesus vertrou het om hulle siele te red nie, gaan hel toe omdat hulle ongelowig is. Nie soseer omdat hulle een of ander vreeslike sonde doen nie, maar oor ongeloof, oor hulle nie Jesus vertrou vir hulle redding nie. 'n Kind van die Here kan ook ongelowig wees en in ongeloof optree soos Thomas dit gedoen het. En dit is nie reg dat dit moet gebeur nie, liewe vriende. Dan mag 'n kind van die Here vandag nog ongelowig wees. En wat hartseer is wat in hierdie teksvers staan is dat hulle het ongelowig gebly. En dalk is daar iemand vandag wat nog ongelowig gebly het, nog al die tyd ongelowig is, wat nog nie die Here vertrou het vir u redding nie, of 'n kind van die Here wat in een of ander saak nog steeds in ongeloof bly en is besig om al hoe verder buite die wil van God te beweeg. 'n Gevaarlike plek om te wees dan ook. In Judas 1 vers 5 staan daar: Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was omgebring het. En hierdie is 'n geweldige teksvers om te praat oor ongelowig te wees. Liewe vriende, weet wanneer ons hier lees, dan sien ons daar is 'n groot gevaar waarin enige mens verkeer as hulle in ongeloof sou optree en in ongeloof leef. Dit gaan 'n geweldige skade in 'n mens se lewe sekerlik kom aanrig as 'n mens in ongeloof bly. Vir die ongeredde is die gevaar die hel. Vir die kind van die Here om loon te verloor. En liewe vriende, so moet ons weet dat ongeloof is sonde. Dis nie iets wat ons maar net ligtelik kan hanteer en dan dit dalk probeer afmaak as ietsie soos 'n wit leentjie of iets wat nou maar net so is. Nee, dis 'n geweldige sonde en daar is straf daaroor. In hierdie teksvers van Judas 1 vers 5 word daar gesê dat die Here het hulle omgebring. Hulle is met die dood gestraf as gevolg van ongeloof. Daarom moet ons weet dat dit 'n geweldige oortreding is en dat 'n mens in 'n geweldige gevaar verkeer as 'n mens met ongelowigheid besig is. Daarom het jy nodig om met die Here reg te maak. Matteus 13 vers 58 sê: En hy het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Nou liewe vriende, u mag sê, maar hoekom is die Here dan so ver en hoekom ervaar ek nie die Here nie? Wel, weens jy ongeloof mag dit baie duidelik wees dat die Here nie baie kragtige dade vir u kan doen nie en dat hy dit ook nie sal doen nie totdat u hom kom vertrou. As jy op daardie plek is, wil u nie kom doen wat in Markus 9 vers 24 staan en dadelik roep hy die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. En miskien is dit juis nodig wat u vandag moet vir die Here kom sê: Here, ek glo opnuut in u, kom my ongeloof te help. Help my, Here, waar ek nie meer kan reg glo nie. Ek wil absoluut op u kom vertrou. En die Here dit vir hierdie man kom doen.
En liewe vriende, so kan die Here dit vandag vir u kom doen. Wil u nie na hom toe kom en met die Here kom praat oor die ongeloof? Kom ons bid. Ons dierbare Here, ons kom bid vir hulle wat in ongeloof vandag sit. Nog nie vertrou het vir hulle redding of 'n kind van die Here wat met ongeloof sit, dat hulle na u toe sal kom in volle geloof en die wonderwerke sien wat u doen. Amen.